Mense, ek wil graag vanoggend met die gesels oor die prioriteit van geloof, van hoop en van liefde. Ons prioriteite word partykeer heeltemal deur mekaar gegooi. Veral as ons kom in die besige wêreld, in die besigheidswêreld. Veral as dit kom as jy werk by plekke soos wat Salome, kaptein Salome hierso, wat sy werk by die polisie en Amman ook en so, en as ek nou kyk hierso na ons sakjele en daai so klein sakjele, dit is besig. Daarso, daai man ook daarso, dit is besig. Dit is absoluut besig. Ek dink net nie jy is so besig. Ja, ek sê daar maar net. Ja, Jerry, ek maak net 'n grap met jou. Ek weet waar ons in waar die mense in 'n besigheidswêreld vasgevang is. Is dit absoluut hande en tande wat daar is. Dit is nou maar net so. En dit is nie pret, ek verstaan. Party dae is dit lekker, maar die meeste van die dae is dit nie so lekker. Salome, is dit so? Dis glad nie lekker nie. Veral as 'n mens kyk en jy kyk na weet julle wat, verhoudings. Menseverhoudings is die moeilikste ding op aarde. Ons is veronderstel om dit die maklikste ding te hê, maar dit is vir ons die moeilikste ding. Want ons, luister na wat ek sê, want my en jou se prioriteit van geloof, hoop en liefde is nie altyd bo nie. Dit is waar, dit is op die punt wat ek kom. Dit is nie altyd bo nie. As ons kan kom, weet jy, daar waar die tyer die teerslaan, of die tekkie die teerslaan. Nee, dis iets heeltemal anders. As om op 'n Sondag hier so te kom sit. Ek ook om op 'n Sondag te kom preek. Dit is iets heeltemal anders. Stem julle saam? Kom julle moet nou praat, ja, stem saam. Veral vir ook nog bygesê, met die mense wat nie werk, is daar ander issues. Die mense wat al afgetree is, daar's ander issues. Daar's ander bekommernisse. Daar's ander dinge wat ons die hele tyd wil brei. Dit voel of ons geknie word, baie kere. Ek het net opgehou reis. Dis al, ek word nog steeds geknie, maar ek reis nou nie meer. Ek reis nou nie meer. Maar die prioriteit van geloof, van hoop en van liefde, dit is 'n ding wat God vir my en vir jou gegee het. Dit is om God eerste te stel, om volgens sy woord te leef, dien die eer van God en ook die beste belange van gelowiges, deur hulle ware wysheid vir die daaglikse lewe te gee. Hoor julle daar wat ek sê daarso? Nou kom ons kyk, ek sê die wysheid om geloof 'n prioriteit te maak. Hebreërs 11 vers 6, kom ons kyk wat sê. Hy sê sonder geloof, hoor daarso, ons moet geloof 'n prioriteit maak. Nou hierso sê Hebreërs sê vir ons, hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Mense luister, as ek en jy nie geloof in God het, nie kan ons vir God nie dien. Dit is nou maar net so, ons kan God nie dien nie. Ons moet geloof in die Vader hê, geloof in die Seun hê, geloof in die Heilige Gees hê, dan kan ons hom dien in gees en in waarheid. Ok, dit is onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy, God, is en 'n beloner is van die wat hom soek. Met al, hoor nou wat hy sê? Hy sê, as ons nie die geloof het in God nie, dan kan ons God nie behaag nie, en ons gaan niks van, ons gaan nog genade van God ontvang, maar ons gaan nie spesiale goed ontvang. Hoor julle wat ek sê? Want as jy nie in God glo nie, dan het jy 'n probleem. Ek hoor nou weer net verhoor op die soms wat ek my kar het oor vertel in Jakoba gaan haal het,
dis die ou vra, die ou vra, hy sê, hoor hierso, die is engele om ons. Die ander ou sê, ek sien nie, daar is engele om ons nie. Ek sien nie, daar is engele om ons. Elkeen van ons het beskermengele. Ja, wat ek vir jou sê, as ek nie beskermengele of 'n paar gehad het nie, dan was ek lang al dood. Hoor mooi wat ek vir jou vertel. Hoor mooi wat ek jou vertel. Maar nou kom ons, en hy, die ouetjie sê, ek kan hom nie sien. Ek het nou hier kom snap. Man sê jy breek. Dis iets seker. Ek kan hom nie sien. Hoor julle wat ek sê? Dis nie te sê, as jy nie 'n ding kan sien nie, dis nie daar nie. Kan jy God sien? Nog nie. Ja, eendag. Maar dis nie te sê, as ons nie kan sien nie, hy is nie daar nie. Ons kan sien wat, ek kan sien wat hy vir my doen. Amen. Ek kan sien wat hy vir my doen, so ek weet dit is waar. Alhoewel ek hom nie fisies kan sien nie, is die dinge wat hy vir my doen en vir my gee in genade, is daai goed 'n werklikheid. Amen. Dit is 'n werklikheid. Die vrees van God bo enige ander oorweging stel. Hoor daarso Psalm. Dit is wat ons moet doen. Ons moet die vrees van God bo enige ander oorweging stel. Psalm 31 vers 19. Hy sê laat die valse, hoor daar. Hy sê laat die valse lippe stom word in trotsheid en veragting. Onbeskaamd spreek teen die regverdige. Ek dink daai een is verkeerd. Hy sê hierso by my. Dis vers 20, hoor, Sankie. Ek gaan hom lees. Hy sê, o, hoe groot is die goedheid, wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in teenwoordigheid van die mense kinders. Die ding is van die Engelse Bybel af oorgesit, dit is om dit so 'n bietjie verskil. Ek lees hom weer. Sit jy op my opsakkie? Ok, as hy. Dankie, hy sê, o, hoe groot is die goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in teenwoordigheid van die mense kinders. Weet julle hoeveel keer, luister hierso, weet julle hoeveel keer sal ons op 'n punt kom in ons lewe wat ons voel, maar luister, ek kan net nie meer adem nie. Ek kan net nie meer aangaan nie. Dit voel of ek wil gaan sit in sak en in as en ek wil net doodgaan. Maar dan besef ek, wat 'n genade het ek by God ontvang. Hoor dan, wie is ek om moed op te gee teenoor my God? Hoor wat ek jou sê. Wie is ek as mens om moed op te gee teenoor my God? Nadat hy sy seun vir my gestuur het, sy liggaam vermink het vir my, sy bloed wat vloei het vir my. Hoekom moet ek dan gaan en ek moet moed opgee teenoor God? Iewers is dat dan iets nie reg. Ja, ek weet ons word moedeloos, maar ons het nog steeds die hoop. Ons het nog steeds die geloof. My eerste vers. Ons het nog steeds die geloof. Want sonder geloof het ek en jy absoluut niks.
Kom ons kyk, om God se weg bo sondige raad te verkies. Psalm 1 vers 1 tot 2. Hy sê welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Wie werk met goddelose mense? Kom julle luister, ons praat met my asseblief. Ek wil weet, wie werk met goddelose mense? Ek werk baie keer met goddelose mense. Dit is so. Jy werk nie, dit is nie jou kop nie. Ja, ons werk met ons almal kom oor die weg met goddelose mense. Ek sê oor die weg, ek bedoel in aanraking. Ons kom in aanraking met goddelose mense. Maar dit is nie te sê dat ons tot daai vlak moet daal nie. Ons moet ook aan daai vlak uitkom en wys, maar luister, ek is 'n wedergebore kind van die Here. Dit is wat veronderstel is om te gebeur. Hy sê, ek kan nie, wat daarso beteken, welgeluksalig is iemand wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Met ander woorde, moenie luister vir die mense wat sê, daar is nie God nie. Moenie luister vir die mense wat sê, daar is nie hoop vir jou nie, man. My Jesus het vir my gesterf, ek het genade. Ek is in die tydperk, ek spesifiek is in die tydperk van die genade tydperk van Jesus Christus. Jy is presies daar ook. Hy sê, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Met ander woorde, luister nie vir my, moenie jou asblikke oormaak nie. Moenie jou ore asblikke maak. Want ons is te vinnig om te luister na klomp stories. Dis ons hoe ons is. Is dit nie so? Ek hoor niks. Dis die waarheid, man. Julle kan nou sit hier so met julle mond vol tale, maar julle weet presies dit is die waarheid. As daar 'n storie is, dit is 'n storie hoor. Ek wil daai storie hoor. Ja. En as dit 'n lekker storie is, dan rol ek na Salome toe en sê, Salome, weet jy wat, dit so, dan sit ek nog so dingetjie by. Ja, ons maak so. Hoor dit so? Nee, dankie, Judy. Hy sê, maar die vers 2 sê, hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here. Wat is die wet van die Here? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou mag, al jou krag, met jou hele verstand, met elke wese binne jou en jou naaste soos jouself. Dit is waaraan God se wet gebonde is. Is dit nie awesome? Is dit nie awesome? Sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. So as jy, as jy jou ore asblikke maak, dan begin jy wegtrek van God af. Want dis wat jy hoor. As jy na gemors kyk, wat jy in jou siel inkom, dan begin jy wegtrek van die Here af. As jy gemors praat, pas op, dan trek jy weg van die Here af. So wees versigtig wat jy sien, wat jy hoor, na wat jy luister en na wat jy praat. Hoe praat jy? Praat jy daarom ten minste asof jy 'n wedergebore kind van die Here is? Dan gaan jy soos die moeilike kind doen. Ek kan nie onthou, maar nie eendag gedink wat die moeilike kind maak. Ek kan ook nie onthou wat is, want ek was nog baie klein geweest. Dus jy nie so moeilike kind traan. Dit is ons steeds vreemd. Soos 'n rampokker. Die kosbare wysheid van gehoorsaamheid aan God. Kom ons kyk. Spreuke 8 vers 32. Hy sê, luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Stap op die pad van die Here en jy sal gelukkig wees. Jy kan gaan deur enige stryd
enige ding in jou lewe so, maar jy sal nog steeds vrede in jou hart hê wat alle verstand te bowe gaan. Hoekom? Jy gaan bekommerd kan wees, maar jy gaan weet jy het hoop. Hallo? Jy gaan weet jy het hoop. Wat is daai hoop? Dit is geloof in God, omdat hy in beheer is. Dit is wat dit is. Nummer 31 vers 16. As ons luister, ons moet versigtig wees om na ander mense te luister. Ons moet baie versigtig wees. Kom ons kyk hierso. Hy sê, kyk, hulle was deur die raad van Biljam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag en die vergadering van die Here was. Dit is as jy sondige raad volg. Mense, laat ek jou vertel, nee, ons sit hier so dag vir dag, week na week, die sit ons hier so, ons luister na die woord wat uitgaan, maak nie saak wie die woorde bedien en so nie, maar ons moet ag slaan op dit wat hy sê. So, ons kan nie toelaat, as die Bybel vir ons sê, die woord van God vir ons sê, wees op die noupad, wandel op die noupad, bly weg van die breëpad af. Want as jy op die noupad wandel, hoor nou, dan het jy nie plek om te verdwaal. As jy op die breëpad wandel, so, dan is daar baie plekke waartoe jy kan verdwaal, en jy kan wegraak van die Here af. Onthou, die Here raak nie weg van jou af. Jy trek weg van die Here af. Ons moet kyk wat ons doen. Geloof, hoop en liefde. Kom ons kyk, ons moet verbeeldingryke aksies eerder as luiheid of vrees moet ons kies. Nummer 13 vers 30. Kom ons kyk, toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Kom ons kyk van voorbeelde van mislukking. Kom ons kyk hierso, Matteus 25:44 tot 45. Hy sê, dan sal hulle oop antwoord en sê, Here, wanneer het u honger gesien, ons u honger gesien of dors, of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en u nie gedien? Hoor daar die mentaliteit van die disciples. Ons sê, Here, wanneer het ons gesien wanneer het ons nie honger gesien? Maar as ons bietjie verder gaan, wanneer het ons die dors gesien? As ons bietjie verder gaan, dan sien ons, maar daar is mense wat naak is, as 'n vreemdeling wat naak is, ons gee hom die klere. Wat gaan aan? Maar Jesus, die disciples vra vir Jesus dit. Hy sê, maar wanneer het ons het nie nog nooit honger gesien nie, of naak gesien nie, of so nie. En net eentjie verder, dan sê, wat julle aan daai mense doen julle ook aan my. As ek en jy kan gaan, wat ons het, en ons kan dit gaan, as iemand by ons kom en hy vra vir jou brood, gaan dit nie vir jou help om te bid vir jou brood nie. Gee vir jou brood, man. Gee vir jou brood. As hy kom en hy soek klere, gee vir hom klere. Wat is fout met ons? Nee, maar ek wil nie, hierdie ou is so, die ene is so, die ene ruik nie lekker nie, en die ene lyk nie lekker nie, en al sulke klomp gemors. Hy sê, dan sal hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringstes het julle dit ook aan my gedoen nie. Net so. Ons moet
wag. Eerder as 'n impulsiewe optrede. Ons kyk Psalm 40 vers 1 of 2, ja, dankie. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en hy het my hulp geroep gehoor. Wanneer laas het jy werklik waarop jy neergegaan op sak en as en voor die Here gaan lê en vir hom gevra, Here help my asseblief, smekende, met smekende gebede, en vra Here kan hierdie ding nie uitgesorteer word asseblief. Ek weet elkeen van ons hierso het issues, elkeen van ons hierso het probleme, elkeen van ons wat hierso sit het bekommernis in daai goed. Maar ek het net nie nodig om deur daai goed ons knie te buig nie, want ons het 'n hoop, ons het 'n geloof op God. Hy sal ons help. Hy weet lankal voor die tyd, wat gaan die uitkoms wees van die saak. Lankal al. Ek sê weer, wat is makliker as ons in 'n situasie en omstandighede en wat is en snaaks goed is, en so om te sê, Here, jy self gaan niks aan en ek self gaan niks aan omtrent kan doen. Ons gaan niks aan omtrent kan doen, behalwe om nog groot baie op te skop. Wat is makliker as om terug te staan en te sê, Here, ek weet hierdie fight is nie my fight nie, hierdie fight is die fight. U gaan dit uitsorteer. Maar dit is nie so maklik soos wat ek dit nou sê, want ek en jy moet leer om dit dan vir die Here te gee en nie vir onsself weer te hou. Dit is waar die groot probleem is. Wysheid, kom ons kyk. Wysheid om hoop 'n prioriteit te maak, Hebreërs 6 vers 19. Hy sê ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant tot binnekant die voorhangsel. Met ander woorde, dit beteken ek en jy is vir ewig, luister wat ek sê, vir ewig daartoe in staat om in die heiligheid van God te kan instaan. Was jy al daar? Was jy al in God se heilige teenwoordigheid? Antwoord, was jy al daar? Ons kan daar kom. Maar as ons geloof in ons God het, is dit vir ons maklik om in sy teenwoordigheid in te staan. Want God is die hele tyd by ons. God is die hele tyd in ons. Wie die Heilige Gees ontvang? Toe jy tot kom? Ons het die Heilige Gees ontvang toe ons tot wedergeboorte gekom het. So ons is het deel van God binne in ons. Ons het deel van God. Ons moet ware rykdom bo aardse rykdom stel. Lukas 16 vers 9. Hy sê, ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige. Maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hoor daar wat sê? Hoor net daar so wat sê? Ons moet geld, mooi huise, mooi voertuie, materialistiese dinge, beteken niks vir my en jou nie, man. Ja, ons kan shine van. Dit beteken niks vir my en vir jou, vir ons sielsaligheid. Dit beteken absoluut niks vir my en jou se sielsaligheid. Ons moet ewige vreugde oor tydelike ontbering stel, 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles betreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, materialistiese dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig. Hoeveel ewigheidswaarde het jy al vir jouself gegee? Hoor jy wat ek sê? Ek en jy moet werk aan ewigheidswaarde. Met ander woorde, die goed wat ons doen, moet vir ons, moet 'n ewigheidswaarde hê. Sê ek dit reg daar?
Dit moet 'n ewigheid, die dinge wat ons doen, hoe ons met mense oor die weg kom, hoe ons mense hanteer, hoe ons dinge sien, moet 'n ewigheidswaarde hê. Want dit is hoe ek en jy gemeet gaan word op die einde van die dag, as ons ons laaste asem uitblaas. Het jy ewigheidswaarde wat jy toegevoeg het tot die koninkryk van God? As jy 'n wedergebore kind van God is, dan het jy al ewigheidswaarde toegevoeg tot die koninkryk van God. Ja, ons maak foute. Ja, ek weet ons word kwaad. Ja, ons wil partykeer voel ons wil mense verwarrig of mense hare uittrek en iets so, maar ja, ons wil altyd wil party ons dit is ons so. Maar ons het nie nodig dat dit ons kniehalte in ons verhouding met die Here. Met ander woorde wat ek sê, gedraai jouself man. Dit is moeilik. Dit is moeilik. Vraag my ek weet. Dit is moeilik. En vraag my die man waar aan hoofdwerk, weet jy, dit is net so moeilik. Net so moeilik. Liefde die wysheid om liefde 'n prioriteit te maak. Denk oor dit is 13. Dis altyd. Hy sê nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is liefde. Korintiërs 13 praat van die agape liefde van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Daai liefde, dit is wat jy gee ongeag. Dit is nie romantiese liefde, seksuele liefde en daai goed nie. Dit is net absolute liefde vir die mens, vir die medemens. Daai liefde wat God binne in my en jou inplant die dag met wedergeboorte. Die agape liefde van God. Onthou, as ek en jy God se liefde ontvang, dan die Parakletos, die Heilige Gees, daarso. Dan kom die Heilige Gees van buite af en hy maak ons toe binnekant toe. En hy kom van binne af ons na buite toe. Met ander woorde, ek en jy is inside en outside gevul met God se liefde elke oomblik van die dag. En met sy krag. Maar ons sukkel om die krag van God te verstaan. Ons sal dit seker nooit verstaan tot voordat ons by hom is, elke geval. Loyaliteit eerder as opportunisme. Spreuke 18:24. 'n Man met baie vriende word geruïneer. Maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Loyaliteit. Hoe loyaal is jy teenoor iemand anderste, maar hoe loyaal is jy teenoor God? Of begin jy bewe die oomblik as daar moeilikheid kom? Galasiërs 5:16. Volg die Gees. Maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees opbring nie. Met ander woorde, ons is in 'n toestand om te kan weier om in 'n sondige natuur in te val. Ons het daai toestand. Daai toestand is die Gees van God wat binne my en jou woon. Maar ek en jy kan kies om dit te ignoreer. Ons kan kies om dit te ignoreer. Innerlike opregtheid eerder as uiterlike voorkoms. Romeine 12:9. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet dit wat sleg is, maar hang die goeie aan. Jakobus 2:18. Hy sê, maar as iemand sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek
ek sal jou uit my werke my geloof toon. Dis wat ek begin het gesê. Waar is jy in jou verhouding met die Here? Hoe praat jy? Hoe hoor jy? Hoe sien jy? Wat sien jy? Verlustig jy jou in ander? Wat noem jy dit? Ander ongelukkigheid en hulle teesgoed. Moet jy lekker, ja, ek het geweet, ek wil ons nie luister nie. Hoe gaan dit so met hy en ek sal jou vertel, want hy het so gemaak en sy het so gemaak en jap, so. Anders is dit om jou te verlustig en ander so moeilik. Maar pas op, die sonde lê net voor die deur. En pas op vir daai gat wat jy nou gegrou het vir daai persoon, dat jy nie self daai gat gaan inbreek. Want dan het jy eerste moeilik. Dan het jy nou baie groot moeilik. Pas op, jy moenie 'n gat grou vir iemand anders nie. Hou stories vertel. Jy weet wat ek van praat oor stories, nee. Skinder man, dit is wat dit beteken. Hou skinder. Dis nie nodig nie. Ek het vir die Here, toe ek by die bediening begin ingaan het, het ek vir die Here gevra, vir my, as mense met my kom praat, oor issues, huwelike, maak nie saak wat, dat ek dit, as hy klaar by my weg is, dat ek het onmiddellik vergeet. Want ek het genoeg probleme en goed van my eie om en ander mense se goed te kom te sit. Ons het my vriend is 'n vrou, en so sy onthou alles. En dan raak ek mal oor. Nee, ek sê heeltemal van die kop af raak. Ek sê nie kans om alles te onthou nie. Ek wil nie alles onthou nie. Nie alles onthou. Ja, maar ons raak nou tot vergeet en anyway, so. Dit is gelukkig so. Jy sê, wat jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal vir jou uit my werke my geloof toon. Dis ken. Hoor wat ek vir julle sê, dit is ken. Vrede eerder as disharmonie. Kom ons kyk, Romeine 12:18. As dit moontlik is, en ja, dit is moontlik. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Aansien asseblief. Vrede. Ek weet wie se kwaai mense. Ek weet wie se hulle. Daar's van hulle wat nou nie hier so is. Ek weet wie se kwaai mense. Dit is nie altyd maklik. Weet julle, ons persoonlikhede bots. Dit is nie maklik om met almal altyd oor die weg te kom. Ek sê altyd, ek kan met almal oor die weg kom, maar almal kom nie altyd oor my weg. Nee, ons. Ja. Sê dit reg. Ja. En ons het moeilik met mekaar. Maar ons gaan nog steeds weer vrede maak. En ons gaan nog steeds weer vrede in ons hart hê, alle verstandige en ons gaan nog steeds weer vergifnis vra. Ag, dan ek is jammer ek het so sleg gesê. Ek het nie raar gesê, ek het slegs nooit. Het ek al? Dus jy wil ons, ek wou net so sê. Kan jy nou? Waarheid eerder as die Here, en ek sluit af met hierdie ene, Spreuke 12:19. 'n betroubare lip bestaan vir altyd.
maar 'n valse tong net vir 'n oomblik. Hoor mooi wat ek vir jou vertel nou hierso met hierdie storie. Jy kan vir 20 jaar nooit 'n leuen vertel. Maar ek weet dis nie die waarheid. Okay? Maar die punt is, jy kan vir 20 of vir 30 jaar nooit uitgevang word die lieg. Maar as jy een keer gevang word die lieg, dan mense jou weer vertrou. Okay? En ek wil maar reguit vraag. Wat is ook met ons? Sê weer? Want jy's hoekom gaan jy deur 'n persoon vertrou? Ons gaan sukkel. Maar hoor nou mooi, hè? Hoor nou mooi. Elkeen van ons maak foute. En ons, wat die genade van God het, kan vergewe en vergeet. Hoor julle mooi wat ek sê? So daar is 'n uitkoms. Ek sê jy moet jy trust in sy woord, nooit weer. Maar dis nie die waarheid. Ek sê nie maar weer trust. Dit is maar so. Ek kan nog net as maar so. Dit is normaal. Ek was nie so. Jy moet nie vir ek was nie so. En net was nog altyd so. Ja, maar ons trust dan maar weer. Maar dit is maar so. Prioriteite van wat? Wat dit op die mense gelees. Dankie jullie. Prioriteite van geloof, hoop en liefde. Ons het dit nodig, ons moet ons prioriteite agter mekaar kry. Sodat ons die mense om ons kan help. Nie die honde nie en die katte nie, die mense om ons, dat ons hulle kan help. En nie net die kerkmense nie, die mense om ons. Nou weet die mense nie. Altyd. Ja, dit is hoe dit is, dit is hoe dit word. Al voel jy die dag nie lekker nie, help nog steeds die mense met geduld. En as jy ongeduldig is, slit dit nou net 'n bietjie en vang die buit wat so skielik kom. Weet hy, as ander woord ook wat hulle sê, geliefsigheid, hy geliefsigheid, weet hy buit, koeltjie as jy honger is, ek wil af so jy moet kyk, dit is dan wel as schop. Ja, meer raar sê dit. Gelukkig is dit nie groot honger nie, want ons moet been al seker afgeloop is. Maar daai geliefsigheid, mens kry mense, jy kry persone, wat verskriklik geliefsig is. Hulle is die grootste maats en die grootste vriende, maar op hulle so geliefsige goedjies so tussen. Dit is onnodig, man. Dit is heeltemal onnodig. Wat is die prioriteite van ons vandag? Geloof, hoop en liefde. Amen. Prys die naam van die Here.